Goeiemôre, al die geliefdes van Koning Jesus. Vanoggend is ons nog minder. En ek prys die Here daarvoor, want die Here beloof in sy woord dat daar waar 2 of 3 in sy naam vergader, daar is hy. Vanoggend het ek 'n boodskap geluister terwyl ek dit besig was om in my gedagtes te dink om hierdie werkie op te gee, iets anders te gaan doen. Dis daar 'n prediker wat besig is om te preek daar op die TV by die huis. En sy tema is Never Give Up. So hier is ek nou om te never give up. Ek is hier vanoggend, ek gaan aangaan. Ek dink ons sal in die toekoms met mekaar gesels van hoe dit gaan lyk in die toekoms. En ja, dan vat ons dit van daar af. Maar voordat ek begin, kom ons bid eers saam. Abba Vader, groot en almagtig is U, Here. Hierdie dag het U ook gesien, lank voordat ons by dit uitgekom het, Here. U ken die omstandighede, Here. U weet wat moet gebeur vandag, môre en die ander dag, Here. Want U is die God wat in beheer is van ons almal, Here. U is die een wat die toekoms vashou, Here. U is een wat gawes gee, wat guns gee, Here, oor die wat U liefhet. Ons eer en ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou ja, my tema vandag is 'n tema wat sekerlik 'n paar mense gaan laat frons. En party mense gaan seker so frons dat as daai frons kan verbyglip, sal dit sy brein in 2 split. So ek hoop nou nie jy is een van die wat so verskriklik frons nie, maar probeer verstaan en gaan saam met my deur hierdie boodskap en ons werk daaraan. Ek het hierdie tema hierbo geskryf, die hedendaagse tempelstropers of tempelrowers. En ek wonder of jy weet wat beteken hierdie tema, of wat beteken dit, 'n tempelstroper. Natasha, weet jy wat is 'n tempelstroper? Mishka, weet jy wat is 'n tempelstroper? Alright, kom ons vertel eers 'n kort storie. Ons sal vandag baie makliker hierdie tema kan uitmaak as ek 'n paar rolprent temas opsit, dan sal julle dadelik verstaan waarvan ek praat. As ek die tema verander na tempelryders toe, dan gaan julle dadelik weet waarvan ek praat, né? En dan kom maar sommer as jy jonk is soos Mishka, dan gaan jy dadelik dink aan The Tomb Raider van Lara Croft. Ja, nie daai movies gekyk nie, sussie. En die volgende een, Raiders of the Lost Ark. In werklikheid was daar sulke mense gewees, Natasha, wat hierdie dinge gedoen het. Hulle het dit nog nie so in 'n glamorous manier gedoen nie. Hulle het op 'n baie meer skelm en onetiese manier gedoen. Die mees befaamde een van hulle, van die lot, is Subhash Kapoor van VSA. Hy het baie relics, baie waardevolle goederes het hy op die swartmark geskuif heen en weer en geld gemaak daaruit. Nou vra ek vandag, het hierdie ding al ooit met Israel gebeur? Was daar tempelryders gewees wat Israel se goede gevat het? En dan gaan ons sê ja, 'n hele paar keer. Nou die keer waarna ek vanoggend wil verwys, is die keer toe die Israeliete in oorlog was. As jy daar gaan lees in 1 Samuel 4 vanaf vers 1 tot 22, so jy sien Israel kom af, hulle is besig om reg te maak, om oorlog te maak met die Filistyne. En terwyl die oorlog begin, is daar baie van die Filistyne, baie van die Israeliete verslaan, en hulle keer toe terug na hulle kampe toe, om te gaan besin oor wat is die toekoms van hierdie oorlog. En so besluit die slim manne in Israel se kamp, om die ark van God te laat haal, en na hulle toe te bring. En hulle het so gemaak en verskriklik geskree, en die Filistyne het gewonder, hoekom skree hierdie mense so, en hulle teruggegaan, en hulle het hulle weer verslaan, en ook die ark van God gevat. So, daar kom 'n terme uit, as jy nou hierdie gedeelte lees, wat sê Ikabod. Die eer van God is ontneem. Die teenwoordigheid van God is ontneem. Nou vra ek vandag, gebeur hierdie, Natasha, vandag nog met ons as mense, dat die tempel van God gereid word, gestroop word? En die antwoord is definitief ja. Definitief ja. En dan vra die mense vir my, waar gebeur dit, François? En hoe gebeur dit, François? Hoe doen die mense dit vandag om die tempel van God te stroop? En die mense wat dit doen, Natasha, is die mense wat in die kerke sit. Dis die mense wat onder die geklank van die woord sit. Dis mense wat al bekeer is,
wat by die naam van die Here geroep is, mense wat al gedoop is, mense wat hulle al harte al vir die Here gegee het, die Gees van God is al in hulle binneste uitgestort. Hulle weet wat dit is, hulle het al die Gees van God deelagtig geword. Wat doen hulle, Natasha? Wel, in 1 Korintiërs, ek begin eintlik die hele 1 Korintiërs praat hieroor, maar in 1 Korintiërs 3 vanaf vers 16, kom hy en hy sê in vers 16, weet julle dan nie, dat julle 'n tempel van God is, en die Gees van God in julle woon nie? Nou, hoe doen ons dit, Natasha? Hoe doen ons dit, Miska? Hoe kom ons by die plek, geliefdes, om toe te laat dat God se tempel gestroop word? Eerste plek, jy's bekeer, jy het teruggekom na die Here toe. Nou kom ons sê dis mense wat nog nooit by die Here uitgekom het nie. Kom ons sê dis mense wat die Here nog nie ken nie. Maar wat maak hulle met hierdie liggaam? Want die sê hy, aan 'n skrifgedeelte wat ek nou vir jou gaan lees, dan sê hy, definitief dat jy die tempel van God is. Jy moet onthou, in die Ou Testament die tempel 'n plek wat daar gestaan het. Die Israeliete het 1 keer 'n week op die Sabbat soontoe gegaan om die Here te gaan aanbid, offerande te gaan doen. Met die groot feestydde het hulle daar by mekaar gekom. God het van daar af hy geregeer oor sy mense. Maar die Here het met die Nuwe Testament, of die inwerkingstelling van die Nuwe Testament, dinge verander. Daar is nie meer 'n tempel waar hy staan nie. Die Here gaan nie na 'n spesifieke tempel toe nie. Hier is die tempel van God, ek en jy. Ons is die tempel van God. God wil in ons woon. Alright, vir die mense van die wêreld, ja, julle moet seker doen wat vir julle reg is. En julle moet maar doen wat vir julle goed is. Die antwoord daarvan, van julle lewenstyl, sal julle wel uitvind wanneer daardie dag van die Here aanbreek en hy roep en hy terugkom en hy met ons is en ons na sy nuwe Jerusalem toe vat en ons voor hom gaan moet staan om te verduidelik hoe het ons geleef. Dan gaan ons agterkom, wat het ons met die tempel van die Here gedoen? Natasha, wat is hierdie dinge wat hulle doen? Hulle leef in dronkenskap. Hulle leef, jy kan maar Galasiërs 5 vanaf wat 16, 17, 18 en 19 mag gaan lees. Wat is die dinge wat hierdie mense doen met hulle liggaam? Hulle verniel dit. Hulle beskadig dit. Ons het jare terug 'n ding gesien op Ripley's Believe It or Not, né? Waar hierdie ou hom so self getatoeëer het dat daar nie eers meer een stukkie van sy eie vel oor is. Wat natuurlik is, nie. Hy het sy tong laat in twee, soos 'n slang se tong laat sny. Hy het jewelry waar daar nie jewelry hoort nie. En dan sal daar 'n tyd kom wanneer ons moet verantwoording gaan doen, Natasha. Wat het ons gedoen met hierdie tempel van God? Het ons in die wêreld so geleef dat ons heeltemal hierdie tempel afgebreek het, dat daar niks van God meer in hom is nie? Of laat ons toe dat God in ons heers? Die volgende gedeelte wat ons van praat, of wat ons na kan kyk, is die feeste wat ons vier. Die dinge wat ons doen. En hier kom François nou met sy bekleierery oor Kersfees. Kersfees. Ons gaan na feeste toe wat met die Here niks te doen. Ek sal jou nou vertel hoekom ek so sê. Hierdie tempel of hierdie ark van God was deur die Filistyne gevat en hy in 'n ander tempel gaan sit, in die tempel van Dagon. En in daardie tempel het die ark gaan staan en daar het dinge gebeur. Dat hulle naderhand vir Israel gesê het, kom vat julle ark weg. Ek en jy kan nie in die wêreld leef met ons liggaam nie, of nie in die wêreld leef nie. Ons kan nie soos die wêreld leef en die wêreldse dinge doen en verwag dat God ons gaan seën nie. Ons kan nie in die wêreld leef in Saterdag partytjies hou tot vroeg môreoggend en dan dink ons kan Sondag kerk toe gaan en so het ons 'n salige en heilige lewe nie. Nee, die Here sê glad nie. Hy sê bekeer en gee jou hart aan my, sodat die Gees van God daarin uitgestort kan word, sodat hy daarin kan leef. Ek en jy het nodig om ons lewens heilig te leef. Dan sê baie mense vir my, maar dis onmoontlik om heilig te leef. Gaan kyk wat sê die woord van die Here. En dan vra jy jouself weer hierdie vraag. Hy sê, as die regverdiges dit nouliks maak in die hemel, waar los dit die sondaar? As die regverdiges, kom ons vat die regverdiges, Johannes, Petrus, kom ons vat al hierdie mense van God waarvan ons weet, Abraham, Isak en Jakob, die regverdiges, hulle wat deur God die stempel gekry het van dis goed genoeg. As hulle dit nouliks maak in die hemel, waar los dit
vir my en vir jou. Tyd vir ons om te besluit watter feeste ons bywoon en watter dinge ons doen. Mense dink deur hierdie ding van Kersfees te doen ons God eer. Om te herdenk dat hy gebore is op hierdie tyd, terwyl dit nooit so was nie. Terwyl dit 'n heidense fees is, terwyl daar soveel ander dinge ingebring word by Kersfees van heidense mitologie, dat ek dink die Here het 'n afskuw daarin, die bome wat ons opslaan en versier, al die ander dinge wat ons doen, behalwe om terug te keer na die Here toe en te sê, Here, ek is u tempel, leer my en wys my. Die Here het die mens so lief dat hy 'n spesifieke dieet vir ons voorgeskryf het, dat ons op 'n sekere manier moet leef. Waarom? Sodat hierdie tempel van God in stand gehou kan word. Stel julle voor dat as ons hierdie gebou vat, Natasha, en ons los hom net. Die diere kom in, die gras groei deur. En dit is tog hoe party mense lyk. Vir die Here lyk hulle so, dit is 'n wildernis. Geen teken van sy genade nie. So ja, baie interessant. Sien die mense hier buite. But anyway, kom ons gaan aan. Terwyl ons besig dan is om klaar te maak, is daar hierdie ding dat ons tempel voor die God van hemel en aarde moet bring en voor hom heilig en rein moet leef. Kom ons leef in hierdie tyd. Kom ons keer terug in hierdie tyd na die Here toe en sê, Here, laat u gees oorwin. Laat u geregtigheid geskied. Soos in die hemel en so ook op die aarde en so ook in ons lewens. Kom ons bid saam. Aba Vader, baie dankie vir u genade, vir u liefde, vir u grootheid, vir u guns. Ons prys en ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen.